Goed, ons gaan nou lees Exodus 3, ek net so 'n bietjie agtergrond gee oor die plek waar ons is, as jy na Exodus gaan kyk. So, ons tema is Moses ontmoet God in uitdagende tye. Nou, dis die tweede van ons tema, wat ons hanteer, ons Pinksterreeks tema, wat gaan oor ontmoetings met God. Nou, die gedeelte in Exodus 3 is eintlik een van die heel belangrikste gedeeltes in die Ou Testament. Baie dinge het van hier af vorentoe gebeur. Het gaan oor Moses wat geroep word om Israel uit Egipte uit te lei. En ons weet, as jy nou verder gaan Exodus lees, as jy gaan Levitikus lees, alles gaan oor daardie tog, hy 40 jaar in die woestyn tog. En dan weet ons, die Pasga wat Jode vandag nog steeds vier, is sentraal van die Joodse geskiedenis. En wat sentraal staan in die Ou Testament. Ons weet, Jesus Christus gekom en hy het vir ons die nagmaal ingestel, die ander sakrament. Ons het die doop en ons het die nagmaal as sakrament. Hoe het Israel in Egipte gekom? Net so vinnig gou 'n Bybelgeskiedenis lesiekie gou. Ek dink jy sal onthou, ons het gepraat van Jakob verlede week. Hy het 12 seuns gehad, van die seuns was nou nie baie lief vir Josef nie, hy het hom in die put gegooi, en die slawehandelaars verbygekom en hom geneem en gevat na Egipte toe, en dit alles wat nou gebeur daar in Egipte, ek gaan nie alles herhaal nie, maar die punt het gekom dat daar hongersnood was by Jakob hulle. En toe gaan die broers, en toe kom hulle agter, maar my genade, die onderkoning is eintlik ons broer. En uiteinde daarvan is dat Josef gesê het, maar bring vir pa, bring die familie saam, en hy gaan vir julle plekkie gee in die land Gosen, en dis in die noordoostelike deel van Egipte. Dis wel in Egipte gekom het. En dan lees ons, dis nou 'n paar 100 jaar later, wat ons Exodus 3 gaan lees, en dan staan daar nogal in Exodus 1, dat die Israeliete het baie geword, en die Egiptenare het begin bekommerd raak, want hulle raak baie. Hy sê in hoofstuk 1 vers 8 van Exodus 1, daar toe 'n nuwe koning oor Egipte aan bewind gekom, en hy het nie van Josef geweet nie, dis ons maar oor die lewe gaan. Hy sterf, hulle weet nie meer van Josef nie, en hierdie klomp Israeliete wat hier is, ons moet hulle uitsorteer. En dan sê hy nou vers 8, vers 9, hierdie Israelitiese volk is meer en magtiger as ons, kom ons beraam 'n slim plan teen hulle, want hulle vermeerder. En hy het gesê vers 11, gee ons vir hulle gedwonge arbeid, en ons stel hulle met dwangarbeid te onderdruk. En so moes hulle vir die farao die voorraadstede Pithom en Ramses bou. So hulle was onderdruk, hulle het slawe geword. En dan het hulle besef, maar hulle moet nog 'n plan maak. En die plan wat hulle gemaak is om seentjies dood te maak. Hoofstuk 1, vers 16 het hy gesê, die farao toe, wanneer julle die Hebreëse vroue met 'n bevalling help, kyk wat is die baba se geslag. As dit 'n seun is, maak hom dood. Vers 16, maar as 'n dogter is, laat haar leef. En dis die punt waar ons die verhaal van Moses optel. Waar Moses toe in 'n bussiemandjie gesit word in die Nyl, sodat hy nie doodgemaak word nie, en die farao se dogter kom toe op hom af. En eintlik het Moses se ma, sy Israeliese ma, hom groot gemaak. Ek lees gou vir julle, Exodus 2, vers 7, sy suster vra toe vir die farao se dogter, moet ek gaan en vir jou pleegma onder die Hebreëse vroue gaan roep, sodat sy die seentjie kan voed. En die farao se dogter het vir haar gesê, gaan, en die jong meisie gaan roep toe die seentjie se moeder. So, Moses se ma, op daardie stadium het hy nog nie, sy naam was nog nie Moses nie. Die farao se dogter het vir haar gesê, neem hierdie seentjie en voed hom vir my, en ek sal jouself daarvoor betaal. Die vrou die seentjie geneem en hom gevoed. En toe die seentjie groter geword het sy hom na die farao se dogter gebring. Sy het eintlik letterlik by sy ma groot geword, toe groter word, te bring hom vir die farao se dogter, en hy het haar seun geword. Sy het hom Moses genoem, want het sy gesê, uit die water het ek hom gehaal. En so word Moses groot, in die farao se paleis, al die voorregte, voordele van oupa is, die farao, 40 jaar lank het hy groot geword, was hy binne in die farao se paleis. Tot op 'n stadium iets gebeur. Hy kom agter dat die Egiptenare is baie lelik met die Israeliete, en hulle mishandel die Israeliete, en hy het een gesien, en toe slaan hy die Egiptenaar dood. Toe hoor sy oupa daarvan. Toe sy oupa daarvan hoor, in vers 15 van hoofstuk 2 sê hy, toe die farao van hierdie saak hoor, wou hy Moses laat doodmaak, maar Moses het van die farao af weggevlug om die land Midian te gaan woon. Daar klip hy, want hy weet, hy gaan doodgemaak word. So ewe skielik, die farao is 'n klein kind, al die voorregte, na niks doen.
Al verloor. En die familie van my groot geword het, in die Farao se paleis vriende, als verloor. En hy is na Midian toe. En dan verloop nog 40 jaar. So Moses is nou 80, as hierdie gebeur. So vir 40 jaar lang was hy in die paleis, was hy die kleinkind van die Farao, vir 40 jaar was hy letterlik in die woestyn. En het hy skape opgepas, kleinvee opgepas, van sy skoonpa Jethro. Dis nie sy kleinvee nie. Hy het opgepas. En dan lees ons van Exodus 3. So kom ons lees Exodus 3 saam. Ek dink almal nou die agtergrond weet waar is ons nou in hierdie verhaal. So dis Exodus 3, so Moses in jou gedagtes 80 jaar oud en hy kry hierdie belewenis. Ons lees vanaf vers 1. Moses het sy skoonvader, ja vir die besoekers ons lees uit die 2020 vertaling. Verskoning. Moses het sy skoonvader Jethro, die priester van Midian se kleinvee opgepas. Hy het die kleinvee diep die woestyn ingejaag en uitgekom by die berg van God by Horeb. Daar het die engel van die Here aan hom verskyn in 'n vuur wat uit 'n doringbos opvlam. Moses het gesien, daar is 'n doringbos aan die brand. Maar die doringbos word so waar nie verteer nie. Toe dink Moses, ek moet afdraai, sodat ek na hierdie buitengewone verskynsel kan kyk. Waarom brand die doringbos dan nie uit nie? Toe die Here sien dat hy afgedraai het om dit van nader te bekyk, het God na hom geroep uit die doringbos. Moses, Moses. Hy het geantwoord, hier is ek. Toe sê die Here, moenie nader kom nie. Trek jou sandale van jou voete af, want die plek waarop jy staan is heilige grond. Daarop sê hy, ek is die God van jou voorvader, verbondstaal, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob. Moses het sy gesig bedek, want hy was bang om na God te kyk. Die Here sê toe, ek het die ellende van my volk wat in Egipte is duidelik gesien. Hulle noodkreet oor hulle slawedrywers het ek gehoor. Ja, ek ken hulle lyding. Ek het afgekom om hulle uit die hand van Egipte te red en hulle uit daardie land te laat optrek na 'n goeie en uitgestrekte land, na 'n land wat oorloop van melk en honing, die woonplek van die Kanaaniete, die Hetiete, die Amoriete, die Feresiete, die Jewiete en die Jebusiete. En nou, kyk, die noodkreet van die Israeliete het my bereik. Ek het ook die verdrukking waarmee Egipte hulle verdruk raak gesien. Gaan dan nou, uitroepteken, hè? Gaan dan nou. Ek stuur jou na die Farao om my volk, die Israeliete, uit Egipte uit te lei. Moses het egter vir God gesê, wie is ek, dat ek na die Farao kan gaan, en dat ek die Israeliete uit Egipte kan lei? Hy is bang, want hy weet die Farao wil hom doodmaak. Nou sê die Here vir hom, gaan Farao toe. Wow, die ek nie. Hy het geantwoord, en die Here het geantwoord, ek is immers by jou. En dit sal vir jou die teken wees, dat dit ek is wat jou gestuur het. Wanneer die volk uit Egipte gelei het, sal julle God op hierdie berg dien. Moses het vir God gesê, kyk nou die verskonings, daar is 'n klomp verskonings. Kyk, as ek by die Israeliete kom en vir hulle sê, die God van julle voorvaders het my na julle toe gestuur. En hulle vra my dan, wat is sy naam? Wat moet ek vir hulle sê? God sê toe vir Moses, ek is wie ek is. Hy sê toe ook, so moet jy die Israeliete antwoord, ek is, het my na julle gestuur. God het weer vir Moses gesê, so moet jy die Israeliete sê, en weer dieselfde, die Here, die God van julle voorvaders, die God van Abraham, van Isak, die God van Isak, die God van Jakob, het my na julle gestuur. Dit is my naam vir altyd. Dit is my gevierde naam van geslag tot geslag. Ons lees tot sover, ons gebruik die hele gedeelte en eintlik nog 'n bietjie gedeeltes verder, ook as ons teksgedeelte. Moses se lewe verander hier handomkeer. Van 'n iemand wat skape, kleinvee opgepas het, na iemand wat die Here roep om Israel uit Egipte te lei. 'n reuse verandering in sy lewe.
Ek dink daar's ook oomblikke in ons lewens, as jy vir 'n oomblik terugdink in jou eie lewe, wat ons lewe ook totaal verander het. Dink gou vir 'n oomblik, as jy so terug skandeer in jou lewe terug en jy sê, ja, hier het iets gebeur in my lewe, wat geskuif het in my lewe. Miskien het jy geliefde ontmoet, wat jou lewe verander het. Miskien het jy 'n sekere werk gekry, wat jy eintlik voorberei het, weer vir 'n ander werk, wat jy weer voorberei het vir nog 'n werk, en jy kom agter, maar kyk, daar's punte, en daar's nog 'n punt, en daar's nog 'n punt, hoe my lewe verander, hoe die Here dit geskuif het. Kinders, doop van kinders, is 'n moment. Miskien is jy in 'n fase waar daar kleinkinders is, wat jou lewe totaal verander het. Jou lewe nuwe betekenis kom gee het, 'n nuwe perspektief gegee het in jou lewe. Miskien is daar 'n moment in jou lewe aftrede. Wat vir sommige baie groot vreugde is, vir ander baie moeilik is. Selfs iets soos verlies, trauma, kan jou lewe heeltemal verander. As jou lewe nie meer maak soos jy eintlik graag wou gehad het, dit moet wees nie. Jou prentjie van hoe jy dit wou gehad het, is heeltemal omvergewerp. Daar is oomblik in ons lewens wat ons totaal verander. En in Moses se lewe dit ook plaasgevind. Jy moet die prentjie sien in jou gedagtes. Ek sê dit altyd, sien dit, as jy lees, sien dit. Moses, 40 jaar lank, stap in die woestyn met jou klein vee, nie 'n jaar nie 10 jaar nie, dekades, dis so lank wat die meeste van ons werk, 40 jaar lank kyk hy na skapies. En hy ken elke ou graspolletjie, en elke ou bossiekie, en elke ou ken hy nou al uit sy kop uit. En hier stap hy die gewone ou pad, en hy sien al die onopvallende, gewone ou bossiekies, soos dit vir jaar in en jaar uit en jaar in en jaar uit sien, en ewe skielik tref iets sy oog. En hy kyk. En hy draai af, en hy stap nader, en hy kyk mooi, en sê, maar my genade, hierdie gewone ou bossiekies, wat ek al so gewoond is besig om te brand. Maar as ek nou so mooi kyk na hom, dan brand hy nie uit nie. Hy verteer nie, staan daar. En ek dink al goed van sy gedagtes om nou, wat gaan nou eintlik nou hier aan? En dan hoor hy, God sê, Moses, God ontmoet vir hom, eintlik op 'n vreemde plek, en mense het gesê, het moet iewers 'n plek wees waar hy sou gaan aanbid het, of het 'n plek wees waar hy by sy huis is, of waar 'n familie saam is, maar alleen in die veld, tussen 'n klomp skape, gewone bossie, roep die Here om. Ek dink hy was redelik geskrik het. Ek dink hy was al oor 'n mik geskrik het. Wow! Hier praat die bossie. Tot hy besef het, dit is God. Jy wil daai prentjie sien in jou kop. God praat met ons ook op vreemde plekke. God praat met ons op vreemde maniere. Daar is nie net een manier hoe die Here praat nie. En ons ore moet oop wees om die Here te hoor. God praat op vreemde maniere met ons. En op vreemde plekke. Dit kan wees dat jy na jou kantoor is en die Here praat met jou. Jy kan by 'n restaurant sit en die Here praat met jou. Jy kan jou stilte tyd hou en die Here praat met jou. Daar is nie beperkings waarop die Here met jou praat nie. So daarom moet ek en jy oop wees en luister wat die Here vir ons sê en reageer op wat die Here vir ons sê. Want die Here kan praat deur gebed met ons. Die Here kan met ons praat deur 'n vriend se woorde wat hy met jou deel. Die Here kan met jou praat deur 'n Bybelvers. Die Here kan met jou praat deur iets wat jy bloot net gelees het. Die Here kan met jou praat in gebed. En ek en jy moet sensitief wees om te hoor, wat sê die Here vir my? Ons moet onsself kan instel om te hoor, wat sê die Here vir my? Soos Moses, wat hom eintlik oor 'n mik geskrik het, en dan sê hy, as hy antwoord, hier is ek,
Hy hoor Moses, Moses, hier is ek. Interessant dat hy 2 keer sê Moses, Moses. Daar is nogal iets daar agter, dat hy sê Moses, Moses. Die eerste plek is om te sê, hier is 'n stuk dringendheid. Moses, ek wil jou gebruik. Met jou tekortkominge, wil ek jou gebruik. Hy sê, Moses, ek ken jou by die naam, ek weet wie jy is. Ek ken jou. Ek weet wat jy gedoen het, ek ken jou sterkpunte, ek ken jou swakpunte, ek weet jy het die Egiptenaar doodgeslaan. Ek weet wat is jou potensiaal. Ek ken jou. As jy dit eintlik hier uitneem vir ons, is dit dieselfde wat die Here vir ons ook sê, ek ken jou persoonlik, soos wat jy sit, ken ek jou. Of jy my goed ken of nie goed ken nie, God ken jou goed. Ek het gister die dames Psalm 139 gelees, die eerste deel daarvan sê, ek het jou aan mekaar geweef, ek het moeite gemaak om jou te maak, nog voordat jy dink of iets sê, dan weet ek al wat dit gaan wees. God sê, ek ken jou, uit en uit. Beter as wat jy jouself ken, ken ek jou. Ek ken jou persoonlik, ek ken jou naam. Jesaja 43 vers 1 sê, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. God ken jou. God ken ook jou sterkpunte, God ken ook jou swakpunte, God ken ook jou potensiaal, soos hy Moses ken. Want God is besig met almal van ons, God wil ons ook gebruik, ook waar ons onsself bevind. As ons in vers 6 kom, staan daar, so vers 5, gedeelte oor Moses, en hy sê, hier is ek, en dan vers 6, sê, moenie nader kom nie, trek jou sandale van jou voete af, en die plek waarop jy staan is heilige grond. Sien weer die prentjie. Dis grond waarop hy elke dag van sy lewe geloop het. Dis waar hy sy voete elke dag neergesit het, vir 40 jaar lank. Wat maak die grond heilig? Ek dink julle weet. God se teenwoordigheid maak daardie grond heilig. En dit was 'n manier van respek om jou sandale uit te trek, om te sê, hier het ek eerbied, hier het ek respek, hier het ek ontzag vir wie met my praat. En miskien moet ons dit weer ook dink oor wie is God vir ons? Het God nog daardie gesag? Het God nog daardie, nog soveel respek vir die Here, eerbied vir die Here? Soos wat ons eintlik moet hê. Ek dink vir Moses moes dit 'n skokkende ervaring gewees het. Ek sê, wie hy stap in die woestyn al vir 40 jaar lank en ewe skielik brand die bos, dis vir hom vreemd, en ewe skielik hoor hy, Moses, wow, en ewe skielik, trek, en, sandale, wat gebeur nou hier? Hy het nog geen opdrag gekry nie. Ek dink, hy was redelik oorweldig, want hy het dit nie verwag nie. Dis die laaste ding wat hy verwag het. Dit het nie in sy prentjie eers ingewees in sy gedagtes van dis waartoe die Here nou met my op pad te sê. Hy is oorweldig. Ek dink hy is ook ontmasker, want die Here sê vir hom op sy naam, Moses, hy sê vir hom, ek ken jou verlede, ek weet wie jy is, maar die Here sê ook vir, weet jy wat, ek roep jou om iets te kom doen. Wel, ek roep jou op jou naam, Moses, en ek het 'n roeping vir jou. Jy moet Israel gaan uitlei, ons gaan nog later so 'n bietjie daaroor stil staan. En as hy bang, ek dink ek sou ook bang gewees het, hy sê, Moses sy gesig bedek, want hy was bang om na God te kyk. Hy was bang, want hy weet nie wat gaan nou gebeur nie. Want hy ken dit, is die eerste keer wat dit met hom gebeur. Het jy al God persoonlik beleef? Het jy al, hoef nie op dieselfde manier te wees, want ek sê die Here praat op vreemde wyse, vreemde maniere. Het jy al beleef dat die Here met jou praat? Het jy dit al ervaar? Dat jy beleef, maar hier is 'n godsmoment. Hier praat die Here met my. As jy terugdink in jou lewe, is daar momente daar. Ek het laasweek gesê, is goed as jy eintlik jou geloofsmonumente gaan neerskryf. Want gelooflik is daai geloofsmonumente tye wat die Here met jou gepraat het. En ons vergeet dit te vinnig. As ek vanaf iemand vra, jy beleef oomblik van God beleef, dan is dit amper asof eers geskok is, dan moet jy begin terugdink, daar, maar as jy 'n bietjie langer gaan dink, so gaan dink bietjie na die diens bietjie langer daaroor. Waar het jy God beleef? Teenwoordigheid van die Here beleef in jou manier van doen.
En dan sê vers 7, praat hy dan oor die pyn van Israel. God sien die pyn van Israel raak. Hy weet waardeur Israel gaan. En dan sê hy vir hulle, maar weet jy wie is ek? Ek is die God van Jakob, die God van Isak. En natuurlik eers die God van Abraham. En dit is wat die Here vir jou ook sê, ek is daar dieselfde God wat hierdie gesê het, wat ek hier kan doen, is dieselfde God wat by jou is. Einstein is gedoop. In die verbond, wat God vir Abraham gesê het, ek sal jou God wees, nie God vir jou nageslag. En almal van ons is daarvan deel. As kinders van die Here. Die Here sê, soos ek die pyn en die seer raak sien van Israel, ken ek ook jou pyn, want ek ken jou op jou naam, ek weet wie jy is, maar ek weet ook waar jy gaan. Ek weet ook wat jy beleef. En miskien is jy nou in 'n brandende bos situasie. Miskien is daar onsekerheid in jou hart, en jy weet nie nou wat se kant toe nie, wat se rigting nie. Partykeer is onsekerheid 'n goeie plek om te wees. En dit laat jou worstel met die Here. Dit laat jou stoei met die Here. Hoe beïnvloed 'n brandende bos oomblik jou geloof? En hier lê die hart vir my in. Ons leef verskillende soorte brandende bos ervarings. Party is baie dieper as ander, maar eintlik gebeur dit eintlik gereeld 'n brandende bos ervaring. Hoe beïnvloed dit jou geloof? Dink die eerste plek is, dit laat jou stop in jou voetspore. Wow! Soos Moses, hy was aan die gang, sy skapies opgepas, en die Here sê vir hom, jy moet Israel uitvoer. Wow! Dat jy stop in jou spore, maar dit laat jou ook dieper in by die Here, om met die Here te begin praat. Dit roep ons dieper in om gesprek met die Here te hê. Hierdie, as jy Eksodus 3 gaan lees, die brandebos ervaring, stop nie hier nie. Hy gaan tot by hoofstuk 4 vers 18. Dis 'n lang gesprek wat hy met die Here het. Lang gesprek, en hy het baie verskoning gehad. Hy het toe gesê, maar Here, die Israeliete my nie glo nie, hulle luister na my nie. Ja, hoe gaan ek nou vir hulle kan sê die Here het my verskyn? En dan sê die Here vir jou, wat in jou hand? Hy sê 'n stok. Hy sê, maar gooi hy stok op die grond. Woep, slang. Sê, gryp hom weer. Hy sê, ek is by jou. Ja, maar Here, dit werk nie so lekker nie. Hy sê, vat jou hand, steek hom in jou boesem. Steek hom in sy boesem en haal hom uit melaats. Ek dink, ek sê weer, sê die prentjie, blaas. Wow! Sit hom terug, woep. Gesond. Ja, maar Here, ek is nou nie ou van baie woorde nie. Ek kan nie eintlik praat nie, Here. Sê hy dan. Dis als gesprek by die brandende bos. En dan sê die Here vir ek stuur 'n broer. Stuur vir Aaron saam met jou. Dit trek jou dieper in. 'n Brandende bos situasie trek jou dieper in jou verhouding met die Here, om met die Here te praat. Dit laat jou stop. Dit trek jou dieper in, maar dit laat jou baie keer ongemaklik voel ook. Dit trek jou baie keer uit jou gemaksone uit. Moses se gemaksone was 40 jaar, sit op 'n klip, kyk na die skapies. Nou moet ek Farao gaan sien. Die wat my wil gaan doodmaak, wat my bloed soek. Kyk, en ons wat, as jy nou Eksodus nou verder lees, jy lees Levitikus, jy lees Numeri, dan weet jy, die volk was nie baie lief vir Moses nie. Hulle was maar oproerig geraak, moeilik geraak. Ek dink hy het baie keer seker opgeskit. Waar het die Here vir my nou hierdie boodskap gegee dat ek nou hierdie roeping moet leef? Nie maklik nie, soms nie maklik nie. Dit konfronteer ons, trek ons eintlik uit ons gemaksone uit. En gee vir ons 'n nuwe roeping, of partykeer net 'n ander perspektief op jou lewe. Dis wat 'n brandende bos ervaring maak in jou lewe. So ek sê, party is dieper as ander. Maar laat ons oë oop wees om dit te sien en te besef wat die Here besig is. Ek sal net een vandag deel, net in die week. Dis 'n bietjie meer persoonlik. Of nie my pa en my ma luister nou nie so, maar okay. My pa en ma is oud. En die gesondheid is nie lekker nie. Het gaan nie goed nie. Hulle uitdagings raak, voel vir my elke dag al meer
en meer en meer. Hulle het 'n versorger wat na hulle kyk, die hele dag. Daar's groot uitdagings. En in die week, en dis nou in mense kop en nou se gedagtes, daar gaan baie nog goeders wat gebeur. Maar lees ek een stuk raak en ek besef, hier sê die Here vir jou iets. Hier moet jy nou luister. Hier moet jy in jou spore stop. Hier moet ons dieper praat met die Here. Miskien is daar sekere planne wat jy moet maak wat nie so gemaklik is vir jou, nie uit jou gemaksone uit, maar wat vir jou 'n ander perspektief gee. Dis daai 4 punte. En ek lees hierdie woorde, dis is kort, dis nie te lankie. Ek lees hierdie woorde, en as ek oud geword het. En as ek oud geword het, en nie meer vinnig verstaan, sal julle my nog lief hê? As my oë dof begin kyk, en my ore stadig is om te hoor, sal julle my nog lief hê? As ek vergeet van gister, en net lank gelede se dingetjies onthou, sal julle my nog lief hê? As ek soms sukkel met jou naam, en kleinkinders nie herken nie, sal julle my nog lief hê? En dan eindig dit. Sê my, sal julle onthou, wanneer ek vergeet, dat iets van my nog hier binne iewers woon? En dit het my diep geraak. My ma en pa is nie wat hulle 10 jaar terug was nie. Hulle kan nie meer doen wat hulle 10 jaar terug gedoen het nie. Daar is nie 'n manier nie. Maar sal ons hulle altyd nog lief hê, al gebeur hierdie lewe nog met jou, sal julle nog lief hê? Daar is iets van my, daar is die woorde, dat iets van my nog eintlik hier binne in my woon. Mag die Here vir jou dra in jou Brandebos ervarings. Mag jy stop, mag jy dieper gesprek hê met die Here, al laat dit jou ongemaklik voel, al laat dit jou uit jou gemaksone uit voel, maar dat daar 'n nuwe perspektief kom, of miskien 'n nuwe roeping in jou lewe. Mag die Here by jou wees. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die woord, hier uit Exodus 3. Kom bid, Here, dat U vir ons, ook in ons elkeen sy eie Brandebos ervaring, net sal dit beleef, die teenwoordigheid van die Here is daar. En Here, as ek so teks lees in vers 12, staan daar die woorde, ek is immers by jou. Al is dit hoe moeilik, al is dit hoe swaar, ek is immers by jou. Met eintlik, ek is altyd by jou. Mag ons dit weet, ook in ons Brandebos ervarings. Amen.